Karakter, dit wil sê wie jy is iets wat gesien kan word, sonder dat jy 'n woord hoef te sê. Soos die ou mense altyd gesê het, onthou net, dade spreek harder as woorde. 'n onbekende skrywer het dit beamen gesê, be a good person, but don't waste time to prove it. Soos John Wooden sê, be more concerned with your character than your reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are. Oor baie jare is ek en jy gemaak glo dat 'n mens met goeie karakter en 'n mens veral wat homself 'n kind van God noem, iemand moet wees wat altyd glimlag, nooit kla nie en wat maar die storms en die uitdagings van die lewe gelate moet aanvaar, want God is mos in beheer. Die realiteit van die lewe is dat die lewe nie altyd maklik is nie. En dat ons heel dikwels vasval in die modderpoele van die hoekoms en waaroms van dinge wat met ons gebeur. En soos ek en jy gister vir mekaar gesê het, is dit juis dan wat God met sy kruiwa kom en ons uitnooi om op te klim, om sodoende by hom ons rus te vind, ons krag te vind en om bo alles hom te vertrou, om so met verloop van tyd, soos wat hy goed dink en weet die beste vir ons is, ook die sin van dit waarmee hy besig is in ons lewens vir ons uit te wys en te leer. Soos iemand onlangs by 'n begrafnis gesê het, as ek en jy kyk na Job, dan is daar uit die 42 boeke net 3 hoofstukke wat positief is. Die res van die tyd is dit Job wat aan die kla is. En Job was 'n baie vrome man gewees. Kyk na die psalms, meeste van hulle is ook menslike maniere om uiting te gee aan die seer wat in hulle harte lewe. Maar die vraag is, waarheen gaan ek en jy met ons pyn, seer en uitdagings wanneer die tekkie die teer slaan? Dis soos wanneer jy jou kind by die skool oplaai en as hy so in die kar klim en jy vra vir hom hoe dit vandag by die skool gegaan, dan skiet die oë vol trane en met 'n huilstemmetjie word vertel van die sleg en die seer dinge wat gebeur het, hoe hy gespot is, hoe hy geboelie is. En so in die afpak van sy seer, in 'n liefdevolle papa-mama hart en op hulle breë skouers, word die las in 'n kinderhartjie net al hoe ligter. En net nou, dan speel daar weer 'n glimlag om die mond. Kan jy nog onthou wat het ons saam gelees in Nehemia 1? Nadat Nehemia die slegste nuus by Kanaane gekry het, dat Jerusalem se mure en die stadspoorte en alles verwoes is, Nehemia het in sy papa vader se kar geklim en sy hart voor papa vader skoon gemaak. Hy het sy heilige gehuil, hy het gevas, hy het gebid, hy het sy skuld bely, hy het gesmeek, gewag, gesoek na God se wil vir hom en God se volk. Maar die lewe het nie gestaan en wag vir Nehemia nie, die lewe het aangegaan en hy moes maar weer inval by sy werk as die koning se skinker. Hy moes maar weer soos altyd vir die koning en die koningin hulle wyn skink. Luister verder saam met my na Nehemia 2 vers 1 tot 5. Dit was in die maand Nisan, die 20ste jaar van koning Artasasta. Die wyn was voor hom en ek moes dit optel en aan hom gee. Ek was nooit bedruk voor hom nie. Maar die dag sê die koning vir my, hoekom lyk jy so bedruk? Is jy dalk siek? Nie? Hartseer dan? Ek was baie bang, maar ek het vir die koning gesê, mag die koning baie lank lewe. Hoe sal ek dan nie bedruk lyk as die stad waar my voorvaders begrawe is, in puin lê en sy poorte verbrand is nie? Toe sê die koning vir my, is daar iets wat jy my wil vra? Ek het 'n skietgebed opgestuur na die God van die hemel en toe vir die koning gesê, as die koning dit goed vind, as u dienaar op u goedgesindheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, sodat ek die stad kan herbou. Kom klim vanoggend in jou hemelse papa vader se motor en gee vir hom alles wat in jou hart lewe. En weet verseker, hy sal verstaan as jy vandag, as gevolg van jou diep seer en stoei, so bietjie minder is
as jou normale sprankelende self. En dan, wanneer jy gegee het, is dit so wonderlik hoe die Gees van God ook 'n glimlag van dankbaarheid weer om jou en my mond laat speel.